ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 318. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? So A5 boek, amper 500 bladsye of net oor hom. Sou jy belangstel in 'n baie belangrike boek. Seker een van die beste vrae wat 'n ou in jou lewe kan antwoord. Wat is jou God se naam? Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy 'n reeks kyk of luister, is uiters belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor, anders gaan jy nooit weet wat jy gemis het nie. Uiters nodig om in te teken op die webtuiste. Dis gratis om in te teken, sodat jy die kennisgewing van al die ander studies wat ons ontvang, wat ons mee deel kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur ook hierdie kontak vir die vriende en die kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Maak seker dat jy 'n skryfblok en pen byderhand het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om vanmôre by mekaar te wees in die mooiste naam Javashua, die naam bo elke ander naam. Dankie, ons kom nie vanmôre as bedelaars nie. Ons kom nie as buite-egtelike kinders nie. Ons kom nie as vreemdelinge nie. Maar ons kom vanmôre as medeburgers, huisgenote van die heerlikheid van Javashua, waarin ons geroep is. Laat ons vanmôre dan ons roeping waardig wees. En in hierdie dag wil ek bid, gebruik elke een van ons as bonatuurlike instrumente om die lewende woord te saai, tydig en ontydig. Word verheerlik in ons lewens vanmôre. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashua, elke Java sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek trou dat hierdie studie vir u tot groot seën gaan wees en dat dit tot opbouing sal wees. Ons gaan kyk na Spreuke 18 vers 21. As mense hierdie skrifgedeelte kan inneem en in jou sielsdimensie kan toesluit, sodat ons elke dag, en ek praat vir myself, elke dag op hierdie woord kan mediteer, dan gaan die wêreld 'n ander plek wees. Dan gaan ek en u soveel meer kragtig bereikbaar kan wees in die koninkryk van Javashua se werk. Hy sê vir ons in vers 17, dis hoofstuk 18, vers 17, sê koning Salomo, dood en lewe is in die mag van die tong. Dood en lewe. Nou ons het reeds in hierdie studie van Spreuke hoeveel keer gekry dat koning Salomo verwys na die tong, die mag van die tong. En dan omdat ek met die boek Jakobus besig is, as die eerste boek vir die 4de legkaart studiegids Bybel waarmee ek besig is, ek sal amper klaar met hom. Is dit verbasend hoeveel keer apostel Jakobus na die mag van die tong wys. En wat hy doen. Hy sê, hy verduidelik, apostel Jakobus sê, dat die mag van die tong is dit wat soos 'n roer, 'n radar onder 'n boot. Jy daai massiewe grootte skeephouer
containerhouer met duisende met houers op. En hy is op die see. Nou die eerste ding is, vir daai ding om te kan bly dryf, is menslik, dit is, die Engelse woord sê, is mind-boggling. En al wat hy het agteruit is 'n stuk yster wat so maak, links en regs. Die kaptein daarvoor, of die loods van die skip, is hy stuur hom met daai wat agter is. En dan kom apostel Jakobus, en hy praat van die mag wat daardie stukkie yster het. Vroeger jare in die ou skepe was dit hout gewees. Om daai groot skip te stuur, hierdie vraghouer skip te stuur. En in vergelyking met ons liggame, kyk hoe klein is ons tong. En tog sê koning Salomo dat die lewe en die dood is in die mag van die tong. Apostel Jakobus beskryf dit en hy sê dat ons verheerlik Jahwe met ons tong. Ons maak hom groot met hierdie tong. Hy sê maar met daai selfde tong spreek ons dood. En vervloek ons mense. En veroorsaak dat mense partykeer fisies doodgaan. Baie mense wat selfmoord gepleeg het, was as gevolg van argumente van die ander party of wie ook al, die tong wat gespreek het. So, hierso wanneer hy spreek in Spreuke 18 vers 21, dan sê koning Salomo in sy wysheid alreeds, dat die lewe, hy sê dood en lewe, is in die mag van die tong. Nou ek is so dankbaar dat iemand anders te beheer nie my tong nie. Die ou mense het in Afrikaans 'n mooi gesegde gehad, wat gebruik was soveel keer, wat hulle sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Of eintlik wat die sielsde mense van vol is, sal die mond oorloop. So as ek Jahwe bedink, as ek woord studeer, as ek 'n student van die woord is, as ek in die woord lewe, as ek in geloof lewe, waarvan sal jou mond oorloop? Van dit. As jy 'n ou is of 'n vrou is wat pornografie kyk, wat dit deel van jou lewe is, waarvan loop jou mond oor en waarvan is jou gedagtes vol? Dit is so maklik soos broer Leon hulle ploeg daar in Ermelo en hulle sit mielies. Hulle sit mieliesaad in om te plant. En skielik is die koring se pryse verskriklik soos goud. Dit skiet op in die hoogte in. Hy kan nie nou verwag daar gaan koring opkom nie. Eerstens is nie seisoen vir die koring nie, en tweedens is die verkeerde saad in die grond dan. As hy mielies geplant het, kan hy net mielies verwag. As hy pampoene geplant het, kan hy net pampoene verwag. En dieselfde met ons geestelike lewe. As ons gedagtes vol gemors is, wat verwag jy moet uit jou mond uitkom? Verstaan nie? Maar wanneer my gedagtes en u gedagtes vol van die krag van die Ruach is, en dit is nou nie dat ons het twee wit vlekkies en ons maak nie 'n foutjie nie, ons is soos engele op pad hemel toe en dan draai ons so 'n bietjie rond en dan Paulus sê, pas op, jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lank al geval het nie. Want dit gebeur so maklik. En groot manne in Jaffa het al reeds geval. So dit maak ons nie immuun teen die aanslag van die duiwel nie. Maar een ding weet ek, ons is as Jafiste, is in die genadebloed van Jahwe verskans. Ons is weggesteek, ons is omhul.
Die woord sê al val 1000 op die linkerkant en 10.000 op die regterkant, na jou toe kom dit nie aan nie. En ek sê altyd so, want hy sê ek sluit jou in van agter en voor, en ek sê sommer bo en onder ook. Hy maak ons toe. Hoekom? Ons is verskans in sy genadebloed. Maar die onus lê by my en by u, hoe ek my tong gebruik. Apostel Jakobus kom en hy praat tegelijkertyd. Hy sê 'n fontein gee nie soet en bitter water gelyktydig nie. Dit is of vrot water of dit is goeie water. En dit is tog nie wat Jafashua vir daai vrou by die put gesê het nie. Daai Samaritaanse put, 'n vrou, gee my water, dan gee ek jou van my water, en strome van lewende water sal jou binne so opspring tot in die ewigheid. Sy sê nie is 'n skepding nie, hy praat van die ewige lewe. Ons kan nie eendag halleluja, prys Jafashua en die volgende dag dan swet ons soos matrose nie. Jy het of goeie vrugte of jy het slegte vrugte. Dieselfde sê Jakobus, apostel Jakobus. Jy kan nie op 'n slegte boom goeie vrugte verwag nie. En 'n goeie boom wat gesnoei is en wat behandel is, behoort ordentlike vrugte te dra. Come on. Waar staan ek en u vanmôre? Die dood en lewe is in die mag van die tong. So vandag het ek en u 'n keuse hoe ons gaan funksioneer. Hoe ons die koninkrykswerk van Jahwe gaan benader. Hoe ons die mense wat vir ons werk gaan benader. Hoe ons die mense in die samelewing gaan benader. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die woord sê, met dieselfde maat waarmee jy meet, gaan eendag vir jou geskep word. Dis wat die skrif sê. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En ek wil sê, ek dank Jahwe, ons Elohim, ons Vader, vir die genade bloed van Jafashua, en dat ons in die tyd van genade lewe. Dat ons vanmôre in die genade bloed van Jafashua kan funksioneer. As dit gebeur dat ons gestruikel of geval het, of selfs oor ons tong geval het, daar's genade op genade op genade. Maar weet jy wat, en ek sê dit weer, dit gee my nie 'n vrypas om vuilbekkig te wees nie. Nie vuilbekkig nie, vuilbekkig. Vuil gedagtes, ander goed. Jafashua sê, wees heilig, want ek is heilig. Ons moet in heiligmaking strewe. Want die woord sê, waarsonder niemand die koninkryk van Jahwe, ons Elohim sal sien nie. Ek en u het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n onus as Jafiste om in die heerlikheid van Jafashua te lewe. En die vrugte wat ons uitstraal vir die wêreld daar buitekant, gaan bepaal of daai mense Jafiste gaan wil word of nie. Die manier wat ek en u die tong gebruik, of mense uit mekaar uit te skeer, of eerder hulle te heel, gaan bepaal of hulle Jafiste gaan word. Nou gaan jy vir my sê, ja maar prof, jy's nou een om te praat oor jy ruk die ouens uit mekaar uit. Nee, dis wanneer hulle kom met onbybelse dogmatiek en die goed. Ek sit nie saam met Satan en sy trawante langs dieselfde vuur nie, nog minder saam met vals profete nie. Ons staan vir die waarheid. En dis om niemand uit mekaar uit te skeer nie, maar ons staan teen die leuen, want ons lewe in die tyd van die groot leuns. So ek sê net, omdat ons hierdie skrifgedeelte het, sê nie, ons moet 'n kompromie maak en met sonde saamloop nie. En saam met ouens wat hulle self uitmaak as profete en goed in hierdie tyd, ons moet met hulle saamloop, hand op die blaas nie. Nee, as jy nie in die skrif is nie, is jy nie my broer nie.
En jy is nie my suster nie, die woord sê so. Hulle wat die wil van my Vader doen, hulle is my broer en my suster. Hulle is my medemens. Verstaan ons dit? Ons gee om vir die sondaars, ons gee om vir die ouens wat buitekant die skrif funksioneer. Vir hulle is ek baie jammer, want hulle gaan die vrugte van hulle leuns, gaan hulle pluk. Maar ons wie in die lewe is vandag, dood en lewe is in die mag van die mond. Hierdie tong kom ons beheer om. Apostel Paulus kom, Apostel Jakobus kom, Apostel Jakobus. Hy kom, dit sê, is soos 'n stang wat in 'n perd se bek is. Hoekom beheer jy 'n perd met 'n stang? Dit werk op sy tong. Dit werk op sy tong. As jy hom links trek, gaan druk dit op sy tong en sy brein sê gaan links. As jy reg is, so jy word beheer. En die apostel Jakobus sê, ons moet oppas. Ons moet ons tonge beheer, soos iemand wat die leiersels vashou. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy kan net beloon word met die saad wat jy saai. Jy kan nie een saad plant en skielik 'n ander oes verwag nie. As jy lewe saai, gaan ons lewe saai. As jy dood saai, gaan ons dood maai. Dit is ons gevang. Tot môreoggend as Vader wil, kom ons kry ons tonge om beheer. Hoekom? Ons het die mag van lewe en dood in ons mond. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.